So, hoe maak jy wanneer jy jou mielies of sojas of grane, maak nie saak wat dit is, prys nie. Jy weet, dis een van daai goede, jy spandeer ongelooflik baie tyd om in die plaaslike koöperasie te onderhandel oor daai hantering, en dan sê jy baie happy met jouself as jy R5 geskoor het daar, en die volgende dag, dan gaan Safex met R50 'n ton op. So wat beteken daai nou op die einde van die dag? Waar moet jy jou tyd insit? Hoe moet jy jou tyd bestee in terme van bemarking, en hoe kyk jy bietjie anderster na hierdie ding? Ek praat met Petrus van Mielieboere risikobestuur / advies. So hulle help jou om seker te maak dat jy die beste plan vir jou graanbemarking op die tafel kan kry. Ons vind 'n bietjie uit, hoe sien hulle die goed en hoe gaan hulle vir jou boerdery waarde toevoeg? Petrus, hoe gaan dit? Ja, wat doodstil rustig. Okay, soos ek verstaan, julle is in die graanverhandelings game, nê? Maar nie fisiese mielies nie. Ja. Jy help my as boer, of ek kan eintlik sê graanprysingsgame. Dis eintlik meer die waarheid, se reg as ek dit sê. 100%. Okay, nou daar's mos 'n klomp ouens wat nou my mielies wil hê en my nou gaan baie mooi help om die beste prys te kry. Wat maak julle nou anders? Maar ons het nie 'n konflik van belang nie, want ons verhandel glad nie in fisiese mielies nie. So dit is een van die goed wat ek nou regtig 'n probleem het met die fisiese traders, is dat daar moet 'n massiewe konflik van belang wees. Want dis nie ongewoon vir 4 verskillende fisiese traders om 'n kliënt van my, dis eintlik al by ons nogal 'n grap. Ja. Want my kliënt bel nou die dag vir my. Hy sê vir my, nee, maar daar het 4 ouens om vandag te bel. En ek sê altyd, as 4 ouens jou bel, moet jy weet die prys gaan môre opgaan. Ja, moenie dan vandag verkoop nie. Nee, maar dis nie eintlik wat ons oor wil praat nie. Kyk, die mark beweeg tussen te veel mielies en te min mielies. Ja. En as ons te veel mielies het, is ons op uitvoerpariteit, en as ons te min mielies is ons op invoerpariteit. Right, nou okay, op daai punt. Verduidelik my nou net gou 'n bietjie die verskil tussen invoer en uitvoerpariteit, want ek hoor hierdie woorde en dan sit ek iewerster en dan is ek te bang om my hand op te steek en te vra wat is uitvoerpariteit, want ek is dom. Okay. Nee. Ja. Verduidelik my wat is uitvoer en wat is invoer? Okay, so invoerpariteit is die prys om die graan wat op Randfontein is, ons verhandel mos nou op Randfontein, Ja. as die nulpunt, om mielies binneland toe te bring. Wat sal die prys wees om daai mielies te vervang? Right, okay, so wat kos dit my om argumentsondalwe uit Amerika uit of waar ook al 'n boot mielies in te bring en daai ding te vat om af te laai in Durban hawe, Ja. om op 'n lorry te laai en te ry tot by Randfontein. Daar's my prys, is ek reg? Dis Dit invoerpariteit. is invoerpariteit, ja. Right, en wat hom nou duurder maak is jy's op 'n internasionale mark en ek het nou nog transportkostes en al daai Ja. tipe van goed. Dis hoekom invoerpariteit gewoonlik hoog is. Yes. Versus die ou wat by Randfontein plant kan letterlik, hy het nie transport, niks van daai goed nie. So teoreties skoor hy dan nou daai transport op die einde van die dag. Wel, gewoonlik as jy teen invoerpariteit is, Yes. dan het die ou in Randfontein nie mielies nie. Dis hoekom die prys daar is. Yep, ek is met jou. Verstaan jy? So wat mense eintlik, dit is hoekom dit so groot risiko is vir boere om 'n derde strategie te hê wat baie voorgestel word. Selfs ek weet Nampo het altyd vir die boere gesê met 'n derde bemarkingsstrategie. So wat soos 2 jaar terug gebeur het, die prys is op uitvoerpariteit, wat eintlik die laagste is wat hy moontlik kan wees. As jy dan 'n derde voorseisoen verkoop, dan moet jy 'n groot oes stroop om daai swak prys eintlik te regverdig, want ons is mos nou op uitvoer. En die prys kan verdubbel. So van uitvoerpariteit na invoerpariteit verdubbel die prys. Nou en net gou laat ek my benings bymekaar kry. Invoerpariteit, uitvoerpariteit is nou basically ons het te veel mielies en wat 'n ander land bereid is om te betaal vir my mielies X hawe, is ek reg? Of ook Randfontein. Dis uitvoerpariteit. Ja, dis wat ek nou sê. So dit is omtrent, jy kan amper die see sien as een plek. So dis wat dit daai land kos om mielies in 'n skip te laai daar. Yes. Want lyk my die koste op die see is nie so groot storie. Ja, dis maar dit is wat hulle het hulle eie goeders wat hulle hom mee uitwerk. So, okay, right. So dis basically die kort en die lank van die storie. Uitvoerpariteit is
Daar's te veel, so dit is wat die ouens bereid is om te betaal om die mielies weg te vat. Dis is 'n wêreldprys eintlik. En ek meen, hulle gaan ons altyd obviously ook die minste wil betaal om die mielies te kry. Dis maar weer dieselfde beginsel, goedkoopste mielies kan koop. En jy wil dit vir die duurste kan verkoop op die einde So van die dag. wat sleg is by ons wat uitvoerpariteit aanbetref, is laat ons relatief tot die wêreldprys. Hoekom ek sê wat dit kos om die mielies in 'n skip te sit, is dit kos ons amper, sê net maar dit kos R800, R750 om mielies in daai skip te kry, net die transport. As ons treine gehad het, het dit ons 1/3 gekos. So dan sou ons R500 minder laer gewees. Right, maar okay, as nou sê vir my, wat se hoofbydraer tot die feit dat ons uitvoerpariteit so laag is? Kyk, is die wêreldprys man, hè. So die wêreldprys word daar bepaal. Okay. Daar's Dit wie nou net vir my gesê het van die treine, né? O ja. Kom net terug en sê net vir my, luister hierso. Ja. As die treine nog gewerk het, Okay. né? Was ons al klaar daar. Okay, right. So sê gou vir my, wat is een van die hoofgoed? Ek meen, ander ouens produseer teoreties teen uitvoerpariteit, né? As ek dit so kan sê, nie heeltemal nie, maar daar's mos transport tussenin en al die goed. Maar hoekom is ons uitvoerpariteit soveel laer as ons invoerpariteit? Kyk, dit gaan baie oor die transport, want dit is maar van koste van transport. En omdat ons treine nie werk nie, is ons koste van transport relatief tot, sê net maar Amerika, Yes. is baie hoër, nee, want ons, ek wil 'n trein loop teen omtrent 1/3 die prys van 'n lorry. Ek hoor jou. So nou sit jy met twee kante toe, want aan die invoerkant gee jou daai bump en aan die uitvoerkant trek hulle hom weer af. So jou delta, wil ek sê, tussen die twee is nog groter op as gevolg van transport. Dis 'n wesenlike faktor. Ja. So Suid-Afrika is, en ek wil nie sê uniek nie, maar in elk geval, ons sit met daai groot delta dan nou tussen jou spread, tussen jou in en jou uitvoerpariteit, en ons hop nou maar tussen die twee hier rond, maar dis ook hoekom ons hierdie groot swings kry op die einde van die dag. Verstaan ek die storie reg? Ja, die groot verskil is omdat ons produksie so wisselvallig is. Soos Amerika se beste oes, swakste oes is 5%, ons is sê net maar 30%. Wow, okay, ek hoor jou. Want ons gaan regtig van invoer, ons gaan van, in Engels sal jy sê feast na famine. Ek hoor jou, maar nou hier's my probleem nou as boer nou, nee. Ja, okay, maar dis hoekom met die geleentheid. Dis nie 'n probleem nie, dis 'n geleentheid. Ja, maar hier's wat ek sê, hoekom dit vir my 'n probleem is hierdie tipe van goed, nee. Want kyk, ons is almal nou maar, when all is said and done, is ons konservatiewe dobbelaars. Dis basically wat ons doen, nê. So, maar my probleem is, nê. Kyk, hy prys maak ons altyd so, nê. Ja. En ek wil hom elke slat wil ek hom op die toppies wil ek hom prys, maar my luck kry ek hom op die bottoms raak geslat, nê. Kyk hoe ons ding werk. Daai bewegings wat jy nou van praat, sê ek altyd vir die ouens, dis die static Ja, op die radio. Maar die storie, ek hoor jou. die storie is wat jy nou luister, dit is wat ons stry. Okay, want ek wil nou vir jou sê, nê, die derde besigheid, nê. Ja. Ek verstaan nie Safex nie, want onthou nou net nou, nê, dis nou die besigheid. Die kunsmis ou was nou net hier. Ek moet nou besluit wat se nuwe gif om te gooi. Ja. Die mieliesaad ou was nou net hier gewees, so ek moet nou, jy sê hierdie nuwe 30 ton kultivars wat hulle het, nê, en al die dinge. Daar's soveel goed wat ek moet aan dink dat ek is okay, right. En ek dink die fout wat baie van ons maak is ek gooi my bemarking van my grane in dieselfde pakkie as wat ek op die einde van die dag my kunsmis en my saad en my gif ingooi, wat ek nie moet doen nie, want dis soveel belangriker komponent van my boerdery, as wat ek op die einde van die dag, wat ek my tyd aan moet spandeer. Die slegte ding is, dit behels admin en al hierdie dinge wat ek ons nou nie voorop gesaai het nie. Ek wil mielies plant, my magtig man. Ja, maar hier's wat ek nou vir jou wil sê, is, nou kom ons terug na hierdie derde besigheid toe, né? En op die oog af lyk dit nie na 'n slegte idee nie, né? Ek verskans my risiko versus ek gaan nou een keer in die seisoen prys, kom ons sê eider wanneer ek stroop of in die middel van die seisoen, of ek ken ouens wat besluit, man, wie wat Valentynsdag is die dag, né? Elke jaar in en maak nie saak wat die Valentynsdag prys is in mielies, Yes. né? Ja.
En hy vat en hy trek 'n streep en hy gaan aan met sy lewe. Kijk. So wat ek by wil uitkom is Kyk is dit altyd 'n slegte idee of moet jy die veld speel soos wat hy is? Kyk, ek noem hulle geheime grafieke, nee. Maar ek het is dit nou al 29 jaar, se geheime grafieke. Nee. En op daai grafieke kan ek vir jou sê, daar's op 'n derde het ek uitgewerk, daar's miskien een wat dalk sou gewerk het. Maar wat ek eintlik wil by uitkom, nee, as ek verkeerd is, gaan jy 'n groot oes hê, nee. En dis soos my ou vriend, oorlede vriend Doukie Wenzel. Ja. Hy het altyd dan bel ek, dan sit nou 'n droë jaar, jy weet, soos 2020, 2015, daai tyd 15, 16 was mos ook so droog. Yes. Dan bel hy my, dan sê hy vir my, dan vra ek vir hom, Doukie, hoe lyk jou mielies? Dan sê hy vir my, nee, maar nou nie vir my vrou hoe lyk jou mielies, hy sê vir my hoeveel geld het ek vandag gemaak. Dit is 'n beter manier om te kyk aan, nee. So dit is die ding, is jy jou verskansing, dis eintlik 'n gaga woord, verskansing, maar jou risikobestuur, kom ons noem dit nou maar verskansing, maar as jou opbrengs op jou plaas kleiner word, moet jy op jou selfeksposisies geld maak. Want jy kom nog steeds terug op, jy moet op die einde van die dag boer om 'n per hektaar wins te maak nie saak hoe jy daarby uitkom nie. En jou risiko as 'n produsent, nê, is nie 'n groot oes nie. Verstaan jy? En as jy 'n groot oes het, is die prys gewoonlik laag, maar dit is nie wanneer jy in die moeilikheid kom. Maar dis alright, want jou beperkende faktor wat water is, hè, is ook die ding wat jy verniet kry as jy 'n droëlandboer is, hè. So daai ding wil ek amper sê verskans homself op 'n manier, maar jy moet nie wag nie, nê. Jy moet proaktief risikobestuur word bestuur genoem, want jy moet proaktief optree en nie reaktief nie, as ek reg. Ja, so in 'n situasie soos daai gebeur soos 2 jaar terug, waar die ouens voor seisoen daai derde vasgemaak het en dan begin dit droog raak, nê. Dan is dit eintlik te laat. Ja. Want nou het jy nou begin dit droog raak. Jy het 'n oes wat besig is om agteruit te gaan. Want dit was na toe jy geplant het, so jy het nie 'n te goeie prys vir die vasgemaak het klaar nie. So die ding is as jy teen daai vlakke en mielies vasmaak, dan moet jy eintlik 'n groot oes hê om daai prys te regverdig. Maar eintlik as jy mooi daaraan dink, is dit absoluut onnodig om teen daai prys mielies vas te maak, want hy kan tog nie eintlik laer gaan nie. Verstaan jy? Ja. So die mielies gaan mos nou teen daai pryse word dit mos nou uitgevoer. So dit is, jy hoef nie voor seisoen teen daai vlakke mielies vas te maak nie, want jy gaan jou risiko net verhoog. So wat ek net te probeer, wat ek ook gesê het, is as jou risiko is nie 'n groot oes nie, dan is die prys nie so ernstig nie, want hy gaan maar na die wêreldprys. Dis eintlik wat die hele, ons is 'n bietjie op 'n nadeel, want ons uitvoerpariteit is bietjie laer as gevolg van die treine wat nie werk. Ja. Maar dan, ons is nog steeds op uitvoerpariteit. Maar die oomblik as dit begin, as jy mielies vasgemaak het en jy het 'n swakker oes as wat jy gedink het, of selfs, ek bedoel, in die Wes-Transvaal soos wat 2 jaar terug gebeur het, is al ouens wat baie min gestrooi. Ja. Nee. So as jy nie, dan moet jy nog diermielies gaan inkoop ook. korrek. Nou dis dit, so wat met my kliënte daai tyd gebeur het, hulle maak by my geld. So ek het byvoorbeeld ouens wat baie naby aan 0 gestroop het hulle hele inset by my gemaak. Verstaan jy? So, ek is met jou. So dit is op 'n ordentlike wit mielie strategie 100%, wat julle basies die goeders daar deurhardloop en die mark dophou. Soos ek jou reg verstaan, jy kyk na hierdie goed en hou hulle dop op 'n daaglikse basis sodat ek nie hoef nie, né? Ja, ek bedoel dis wat ons doen. So en wat ek kry dan 'n persentasie van die wins wat ek vir die kliënte maak. So my insentief is om seker te maak dat jy maak soveel as moontlik geld. Right, so hier is die kort en die lank. As jy sit en wik en weeg, ewenaals nie net vir hierdie seisoen, die volgende seisoen, die hele lot. Praat met Petrus. Ek het nou 'n bietjie met hom gepraat oor 'n klomp ander goed. Dit is regtig 'n interessante manier hoe ek kyk na hierdie dinge en jou risiko verskans op die einde. Want dit is tog waaroor dit gaan, of dit nou met witmielies is of nie. Jy moet verlief neem daarmee, strip jou oes, verkoop die ding, kry klaar en whatever die verskil is,
kan jy op ander meganismes op die einde van die dag bestuur, dan sorg jy sommer jou cashflow uit dieselfde storie, net so. Maar okay, as julle belangstel, julle weet van wie julle, jy sien nommer, praat met Petrus by Mielieboer risikobestuur en dan gaan hulle vir jou uitsorg. En dan bel jy hom net om te hoor of hy hom verstaan waaroor dit gaan, dis ook die moeite werd. Dis nie van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.